Nou vriende, u moet nou saam met my blaai, ek hoop jy het hierdie vers gelees of hierdie verse gelees. Eksodus 21 en dit handel nou oor die wette van Moses as dit kom by slawerny. En ek wil hierdie gedeeltes lees, ek praat met u, ek het vanmôre begin praat met u, waarom blom die Islam geloof en waarom kwyn die Christendom? En voordat ek dit gaan lees, wil ek net hierdie, ek het nie daarby gekom nie, die tyd het my gevang en ek gaan net weer so 'n bietjie, soos die Engelsman sê, so 'n bietjie recap. Ek wil jou net inbring in die gedagtes wat ek vanmôre genoem het. En het ek het vanmôre vir u gesê, die feit dat Islam groei, die waarheid is Christendom, en ek hou nie baie van hierdie woord, ek het vanmôre vir u verduidelik, ek hou ook nie van die woord Christen nie, want ons almal is Christene, jy word so gebore, sê hulle, dis nie waar nie. Ek hou van die woord kind van God, is dit nie mooi nie? Wanneer ek weer gebore word, word ek 'n kind van God. Mense raak die mekaar met Christenskap. Christenskap is soos hierdie tag van my hemp, nee, jy kyk na die tag, dan weet jy waar hy gekoop, hy word gelabel, omdat ons in 'n Christelike land woon. Nou, ek het al in die bediening agterkom, as jy met mense oor Christenskap praat, hy is 'n Christen omdat hy 'n moslim is nie. En omdat hy nie aan 'n geloof behoort nie, hoor gemooi, dit maak nie van jou 'n Christen nie. Jy's 'n Christen omdat jy iewers in jou lewe jou knie voor die Here gebuig het, jou sonde bely het, waar jy bely het vir die Here en erken het jy's 'n verlore sondaar en die Here jou sondes vergewe het en hy kom weer, hy kom jou weer herbaar deur sy Heilige Gees en hy het 'n hoë geboorteplaas van dit maak van 'n mens 'n kind van God. Die feit dat jy in 'n Christelike huis groot word, so ek hou nie baie van die woordjie Christen nie, maar ek gebruik dit terwille van die tema. Christendom kwyn nie omdat dit 'n vals geloof is nie. Die waarheid is, dit kwyn omdat die kerk sy sout verloor het. En ek wil dit weer sê, omdat die kerk nie duidelike standpunt inneem oor sonde nie. Dis hoekom ons het die sout verloor. Ons het ons smaak verloor. Want die kerk praat nou sekere dinge goed, want ons wil nie aanstoot gee nie. Ons is bang, ons gee aanstoot. Hoor gou mooi, die Bybel is geen grys area nie. Dis of swart of dis wit. So dis een van die redes. So die waarheid is nie, Islam groei omdat dit die waarheid is nie, of omdat die Christendom kwyn omdat dit vals is nie. Nee, ons het die sout verloor. Die kerk het opgehou anders leef. Ons leef nie meer anders nie. By partytjies, dan doen ons maar dit wat die partytjiegangers doen, hè. In plaas daarvan dat ons staan en sê, ek doen dit nie, omdat ek 'n kind van die Here is. Ek vra nie verskoning daarvoor nie. Ek het ook nie wurms nie, ek het ook nie seer op my maag. Ek sê nee vir sekere dinge, omdat ek 'n kind van die Here is. Ek ken die Here Jesus. Dis ek neem duidelike standpunt in, hè. En weet jy wat, die wêreld het respek wanneer ek en jy ons staan kan begin inneem, hè. En nee sê, en nie verskoning soek vir, nee. Ons moet anders praat. Ons vloek nie en ons skel nie, want as dit nog so is, dan wil ek vir jou sê, daar's fout in die hart. Markus 7 vers 21 tot 23 sê, want uit die binneste van die hart kom slegte gedagtes, moord, hoerery, al hierdie dinge kom uit die binneste van die hart en dit maak die hart onrein. Dit wat hieruit kom is maar net 'n weerspieëling van dit wat in die hart aangaan. Hoe lyk die bron? Ek sê baie keer, dan spot ek as ek met mense praat of dan sê ek wil net hoor hoe gaan dit met die bron? Is die bron suiwer? Jy sien, want dit kom hieruit. So ons leef anders, ons praat anders liefde hê, né? En dis wat hierdie vers vanaand sê en ek gaan dit vir jou wys. Jesus het dit duidelik gesê, hy sê julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, né, smaakloos geword het, waarmee sal dit gesout word, né? Dit deeg nêrens meer om voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word. So hartseer, vriende. En daar sê ek vir jou, dis my hartseer hoe die kerk vandag deur die wêreld vertrap word. Die wêreld het nie respek vandag vir die kerk nie. Hulle lag. So mag die Here weer vir ons help dat ons weer respek in die wêreld daar buite se oë sal kry. Dat hulle sal weet dit wat ons sê,
Ons het nie kontrakte nodig nie, ons sal by ons woord bly. Ons is 'n man, ja, en ons is 'n vrou, nee van ons, ja, nee van ons woord, nee. En toe het ek die verskille vir u genoem. Ek wil net voordat ek dit lees weer vir u noem. En ek het 5 verskille gehad en ek het dit teen mekaar afgespeel. Daar is hy, Islam vra totale oorgawe. En dit kort by die Christendom vandag. Ons ken nie van totale oorgawe nie. Ons leef van Sondag tot Sondag, nê? En ons sis ons gewete daardeur. Totale oorgawe praat van 'n lewenstyl. Ek het dit vanmôre vir u gewys. Jy sien dit in hulle leefwyse, jy sien dit in die manier wat hulle kos eet, halal. Jy sien dit in hulle klere draag, jy sien dit hulle gaan 5 keer 'n dag. Hulle is al vroeg in die oggend op, dan gaan hulle moskee toe, hulle gaan bid. Jy sien dit in 'n lewenstyl. Jy sien dit in hulle besigheid ook. Hoe hulle besigheid doen nie. So die Christendom, ek noem dit 'n kultuurproduk. Christendom het 'n kultuurproduk geword. So ons lewe van feesdag en ons lewe van 'n kultuur oomblik en so, en ons lewe op gevoel nie. Die regverdige sal deur die geloof lewe. So toewyding ontbreek as dit by die Christendom kom. Toewyding ontbreek geheel en al. Die tweede een was, die gemeenskappe word sosiaal, sy geloof word sosiaal beskerm, hulle beskerm mekaar. Hulle vra mekaar, hoor gemooi, ek het jou nou nie Sondag daar gesien, of ek het jou nou nie by ons samekoms gesien nie. Hulle is verantwoordbaar teenoor mekaar. En hulle neem my aanstoot nie. Hulle is nie mense met klein twintjies nie, en hulle is nie kleinserig nie, hulle is ook nie, hulle vra mekaar, hulle hou mekaar verantwoordelik, want hulle dien 'n God met 'n klein lettertjie, 'n dooie God. Maar daai geloof is vir hulle so belangrik. So wat doen die kerk? Ons het sonde begin versag, ons sluit kompromie. Daar is die woord, dis hoekom dit ons lam lê. Die oomblik wanneer jy kompromie sluit in jou geestelike lewe, wanneer die oomblik wanneer jy met sonde begin heel, hoor gaan mooi, Hooglied 2 vers 15, onthou hierdie vers, klein jakkalsies verniel die wingerd, klein dingetjies, ons laat dit ons lewens toe, en Samson het met sonde begin speel. Hy is deur die gees van God gedryf, en toe word hy, die gees van die Here het as God iemand nodig gehad het hy Samson gebruik, en Samson het met sonde begin speel, en die Bybel sê, hy telke maal het hy gesê, ek sal weer vry hier uitkom, en dan sê hierdie geweldige teks in Rigters hoofstuk 16, die laaste verse, en hy sê, en Samson het nie geweet, dat die Here God, dat die gees van God, van hom onttrek het nie. Het is verskriklik die oomblik, wanneer jy dink, as wanneer ek en jy begin kompromie sluit met sonde. Mag die Here ons help, mag die Here die kerk help, mag die Here jou en my help, ek en jy is die kerk, nie? So dis hoekom ek met sekere goed met jou wil praat. Daar is 'n derde ene, kinders word van kleins af opgevoed in die geloof. Van kleins af. Wat is die 5 pilare van Islam? En hulle word ook verantwoordbaar gehou om daarvolgens te lewe. Ons kom en ons sê ons kinders, nee, kom ons, die dag as hulle aangeneem word, 16 of by ons 'n bietjie later in hulle lewe, ons neem kinders eers in hulle matriekjaar aan, omdat ons dit as 'n geleentheid sien om hierdie kinders nog reg te kry vir die grootmens lewe, sekere beginsels te leer. So ons sê, nee, wat ons gaan Jesus op ons terme dien, nie wat hulle doen, dis waar ons een voor is. Daai 5 pilare van Islam bied vir hulle geweldige sekerheid en ook dissipline en orde vir sy mense. As dit by ons kom, sukkel ons 'n bietjie met disipelskap. Ons sukkel baie. Mense is bereid om tot bekering te kom, of hulle kom tot bekering, maar as jy nou daai Bybelstudies met hulle wil deurwerk, ons het 8 Bybelstudies vir nuwe bekeerling en 8 vir die Heilige Gees, en dan, hulle sal miskien 1 bywoon, en dan bly hulle weg, want dit is nogal harde werk, hoor gemooi, om vandag 'n kind van die Here te wees is harde werk, dit kom nie outomaties nie, jy moet maar hard bestudeer wat die woord sê, jy moet dit deel van jou lewe maak. Daar is die 5, die ene, hulle is verskriklik daarop ingestel om daai kind, en hulle, kom ek noem hulle lidmaat, hulle volgelinge, goeie identiteit te gee. En ja, ons het 'n gebrek, want die Christendom waar niks gevra word nie, word niks verwag nie. Groei
beteken, hoor nou, ek sluit nou hierdie deel af, dan kom ek by my slot, by my skriflesing. Groei beteken nie waarheid nie. Wanneer daar groei plaasvind, soos in die Islam geloof, beteken dit nie, hulle het die waarheid weet nie. Jy moet mooi hoor. Getalle bewys nie altyd waarheid nie. As jy nou mooi dink aan die Christendom, het Jesus hierdie woorde gesê, dit was nog altyd en dit sal nog altyd 'n smal pad wees. Breed is die pad wat na die verderf lei, maar smal is die pad wat na die ewige lewe lei. Hierdie paadjie agter die Here Jesus aan is 'n nou paadjie. Man en vrou kan nie eers saam op hierdie paadjie die Here dien nie. Hulle kan nie saamloop nie. Enkel paadjie. En ek wonder op watse pad bevind jy jou vanaand. Die feit dat dit Islam hierdie geweldige, dis die vinnig groeiendste geloof op hierdie stadium. Hy is stadig maar seker om die Christendom besig om die Christendom in te haal. Maar ek wil vir u sê, dis vir 'n dooie God. Die vraag is nie vanaand of ons populêr is of wil wees nie. Die vraag wat ons vanaand vir ons moet uitmaak, veral in hierdie boodskap vanaand, is, gaan ek aan die Here Jesus getrou wees? En tot op die einde aan die Here Jesus getrou bly? Dis nie hoe ons begin nie, dis hoe ons gaan klaarmaak in die geestelike lewe. En dan wil ek vir u sê die antwoord op dit wat ek mee besig is, wat ek volgende mee begin het, waarom blom? Jy sien, daar is toewyding by hierdie mense wat ontbreek by die kerk van die Here Jesus. Die kerk is ek en jy, dis nie die gebou as ek verwys nie. So daar is toewyding, ons vind te maklik verskonings in die geestelike lewe. Hoekom ons nie dit doen nie? En hoekom ons dit nie kan doen nie? Vriende, ek staan verstom al deur die week as ek hoor die verskonings van Sondag. Dis verstommend. Die duiwel gee mense verskonings. Hoor gou mooi, want jy sien, ek dien 'n organisasie. Wanneer ek vanaand by daai besluit kan kom, wanneer ek sê, weet jy wat, ek gaan my meester dien. Ek gaan vir hom ja sê, dan verander alles. So bly saam met my en ek wil hierdie vers vir u lees. Ek gaan vir u die inleiding vertel. So ek gaan net vers 5 en vers 6 terwyl van tyd vir u lees. Nou vers 2 sê dat as 'n Hebreëse slaaf 6 jaar gewerk het vir sy meester, dan in die 7de jaar moet hy as vryman verniet uitgaan. So daar was 'n kontrak tussen hierdie meester gewees en hierdie slaaf. En daar's nou baie redes hoe hy 'n slaaf kon geword het, en ek wil nie daarby stil staan nie, ek wil nie lank vir die preek vanaand nie, ek wil by die kern kom wat die Here op my hart gelê het. So na 6 jaar, dan kom hierdie slaaf en hierdie meester weer by mekaar, en dan sê die Bybel, en as hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee, en sy vir hom seuns en dogters baar, moet die vrou met die kinders haar heer sy eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Hoor nou hierdie vers. Jy onderstreep hierdie vers, en as jy dit vanaand gaan doen, dan skryf jy hierdie datum van vandag neer, en jy maak dit jou eie. Nou kom hierdie slaaf, hy moet nou 'n besluit neem, 6 jaar is verby, dis in sy 7de jaar, en hy het nou mooi daaroor gedink, hy het elke dag gesit, ek kleer vir jou die prentjie, en hy het hierdie woorde vir hom gesê, daai dag is my laaste dag hier op hierdie gronde, ek moet nou 'n besluit neem, want hy weet wat is die wet, wat sê die wet. Nou kom hierdie slaaf, en hy sê in vers 5, maar as die slaaf reguit sê, hoor gou mooi, ek wil jou waarsku, ek gaan vanaand vir jou daar bring deur die werking van die Heilige Gees, waar jy dit reguit gaan sê, ek gaan dit nie namens u sê nie, want dan beteken dit nie dieselfde nie, waar jy reguit vir die Here gaan sê, hoor hy sê dit vir sy Heer, ek het my Heer, hoor nou hy noem 3 afdelings, en jy moet vanaand bid en vir die Heilige Gees vra, maak dit waar in my lewe,
gee dit vanaand vir my, anders te gaan u alleen vanaand vir die Here vertel. Hy sê 3 dinge, hy sê, ek het my Heer, ek het my vrou, en ek het my kinders lief. En ek wil nie as 'n vryman weggaan nie. Jy omkring die woordjie wil, want dis waar sy wil in aksie kom. Hy neem self die besluit. Daar's niemand wat hom dwing om daai besluit te neem nie. Hy gaan na sy meester toe en hy sê vir sy meester reguit hierdie woorde: ek het my Heer lief. Kan ek dit sommer vir jou hier vergeestelik? Hy het sy meester met 'n hoofletter. Jy gaan vanaand daai besluit neem. Jy gaan dit self sê, jy gaan met die Bybel nou hier kom staan en jy gaan vanaand, al lees jy hierdie verse uit die Bybel uit, dan gaan jy vanaand 3 dinge sê. Here, ek wil vanaand vir u kom sê, ek het u lief. Het jy die Here lief? Jy gaan dit van hom sê. Daai wat hy sê, my Heer, is niemand anders in die Nuwe Testament as my meester met 'n hoofletter. Ek het my vrou lief. Ja, letterlik sy vrou, maar geestelik, ek het die kerk lief. Die vrou stel die kerk voor. En ek het my kinders lief. Ek het ander kinders van God. Here, gee my daai liefde wat ek nie het nie. Jy sien, ons sit vandag met baie grudges in ons hart teen ander in die kerk. En ons sê vanaand, ek het die Here lief, maar die Bybel sê, as ek sê dat ek God lief het, wat ek nog nooit gesien het, en my broeder raad, hoe kan ek God lief hê? So hier's 3 dinge wat jy vanaand gaan doen. Jy gaan met jou Bybel reguit vir die Here sê. Kyk nou doen hierdie slaaf dit. Hy gaan staan daar en hy sê dit. Hy kom by sy Heer daar die môre. Hy sê, ek wil nie van u af weggaan nie. Ek wil op hierdie gronde bly. Ek wil op hierdie plaas bly. En ek sê dit vir u dat u dit kan hoor. Nie saggies nie. Hy sê nie vir sy vrou dit nie. Hy sê dit vir, ek het my Heer lief. Ek het my vrou lief. En ek het my kinders lief. Dan sê hy hierdie woorde, ek wil nie. Hy's nie voorgesê nie. Ek kan nie vanaand in jou skoene kom staan en dit namens jou doen nie. Nee, hoor gou mooi, as jy wil oorleef in die tyd tot en met die Here Jesus kom, sal jy hierdie besluit moet neem. Jy sal vir die Here moet sê, Here, gee my liefde in my hart vir u. Gee my liefde in my hart vir hierdie organisasie waar ek u kan dien, Here, met vrymoedigheid kan dien. Gee my liefde in my hart vir ander kinders van die Here. Wil jy? Hoor my nou mooi, hy sê, ek wil nie. Ek wil hier bly. En dan luister hierdie Heer om so aandagtig, dan kom hy in vers 6, dan sê hy, wag, kom ons gaan na die plein toe. So 'n groot plein gewees, en dan het hy gesê in vers 6, ek wil dit net gou vir u lees, hy sê, dan moet die Heer hom na die owerhede bring. Nou, dis die owerhede daar by die plein, hulle het so 'n plek gehad waar die owerhede gesit het, die slim manne gesit het, en dan, hoor gou mooi, die slaaf moet dit daar in die publiek, nie in die geheim nie, hoor gou mooi, ek en jy moet ophou om die Here in die geheim te dien. Ek en jy moet ophou om die Here agter 'n voordeur te dien. Hy, die Heer, neem hom na die plein toe waar die owerhede sit. En hy sê vir hierdie man, jy gaan dit nou hier sê, dat die owerhede my nie kan beskuldig en sê, hoor gou mooi, ek het jou omgekoop nie. Nee. Of ek het jou voorgesê. Nee. Dit moet uit jou mond uitkom voor die owerhede. En hier staan hierdie man, en hy kom saam met sy Heer daar aan, en hy staan daar en wag vir die oomblik, en hy sê dit vir sy kliphard voor die owerhede. Ek het die besluit geneem, ek gaan by my Heer bly, ek het my Heer lief, ek het my vrou lief en my kinders, en dan sê hierdie woord, ek wil nie van hom af weggaan nie. Dan is daar 'n sekere prosedure wat plaasvind. Ek noem dit iewers in die boodskap, ek gaan dit vir jou wys, noem ek, daar's 'n operasietjie wat plaasvind. Wat is daar die operasie? Daar's 'n prosedure. Dan neem die Heer daardie slaaf na die deurkusyn toe. Daar was so 'n deurpos gewees. Dan vat hy hierdie oorlel. Hoor gou mooi, hoekom nou oorlel? Hoekom nie die neusring nie? Nee, 'n oorlel, en hy druk daardie oorlel so teen die deurkusyn. Dan vat hy els. Dan druk hy dit daardeur.
sien daar moet bloed loop, daar's 'n verbond wat gesluit word. En van daardie oomblik af staan daar die slaaf bekend, die man met die deurboorde oor. Jy sien, kan ek dit vanaand vir jou net vergeeslik, jy gaan dit weer hoor, maar ek wil dit hier vir jou sê. Jy sien, ons probleem lê, en hoekom die prosedure hier plaasvind, jy sien, die oor praat van gehoorsaamheid. As julle my lief het, sê die Here, dan wil ek hê julle moet my woord, jy sien, die Els is die woord van God, wat seer maak. Wanneer ek die woord lees, dan is dit nie so lekker wanneer ek die woord lees, dit maak seer. Ek hou die Here, ek hou nie van hierdie dinge wat jy nou mee oor praat, maar hoorie my kind, ek wil hê jy moet soos Jesus wees, maar Here, ek hou nie van hierdie verse nie, ek hou nie van hierdie skrifgedeeltes nie. Nee Here, nee, hoor gemooi. Hy sê die Els het hierdeur gegaan. My kind, ek wil hê jy moet daai sonde meebreek, ek wil hê jy moet daai ding aflê terwille van my verhouding met jou. Hoor gemooi, dit gaan oor liefde, dit gaan oor liefde. Dit gaan oor liefde, die basis van hierdie hele 2 verse is liefde. Hy neem 'n besluit, hy's nie geforseer nie, ek gaan by my Heer bly. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat my tref? Daar's 'n permanente bewys. Lifetime. Hierdie man loop. En soos hulle hom sien, dan sien hulle, hierdie man was 6 jaar, was hy slaaf gewees. Hy het maar godsdiens gehad. Ek wil jou nou iets wys, tussen godsdiens en toewyding, daar's 'n geweldige groot verskil. Hy sê, die wêreld kyk na hierdie man, hy kom daar op die markplein, hy onthou wat hier gebeur het, en iemand sê, weet jy, ek was daai dag daar, dis by soveel jaar, jy was 6 jaar 'n slaaf gewees, en toe het jy besluit, jy gaan daar bly, op die plaas. Ja, ek het gesê, ek wil my Heer dien. Ek wil hom voluit dien, hoor gemooi, ek wil daar bly, dit praat van toewyding. Kan ek vir die wys? Wat wil ek vanaand vir die sê? Ek het vir die gesê, na 6 jaar neem hy 'n besluit. Kyk mooi, wat sê hierdie vers? Jy gaan nou hierdie vers in jou Bybel vat, en jy gaan dit voor die Here kom sê, ek kan dit nie doen nie, wil dit graag vir jou doen, ek wil dit vir hierdie gemeente doen. Die slaaf sê reguit na 6 jaar, hy sê dit reguit. Hy loop nie draaie nie. Hy sê, Here, gee my net eerlikheid in my hart, gee my waarheid in my hart, ek wil vanaand, wil ek iets vir u kom sê, Here. Dis 'n ding wat ek vir u gaan kom sê. Ek staan nou vanaand eintlik op hierdie markplein, maar ek wil vir u kom sê, dit wat hierdie vers sê, ek het my Heer lief. Here, ek weet nie of my man dit al gehoor het, en ek weet ook nie my vrou dit gehoor het nie, ek weet nie of ander dit al gehoor het nie, maar ek wil dit vanaand op hierdie kerkplein vir u kom sê, ek het u lief. Het jy dit al vir die Here gesê? Het jy dit al in jou stiltyd vir die Here gesê? Wanneer laas jy dit vir die Here gesê? Vanaand het jy die voorreg. Here, ek wil vanaand vir u dit hardop kom sê, reguit kom sê. As jy nie die Here lief het, dan sê, Here, ek het nie u lief nie. Moenie 'n ding sê wat jy nie bedoel nie. Hy kyk na die hart, hy kyk deur hierdie mombakkie wat ek hier mee loop. Hy kyk in die hart in, hy weet of jy hom lief het. As daai liefde nie vanaand daar is, hy sê, Here, ek sukkel daarmee. Hoe sal jy weet of jy die Here lief het? Dit is baie maklik, onderhou jy die woord. Leef jy die woord uit. Hy sê, as jy my disipel is, sal jy doen wat ek vir jou beveel. So jy gaan daai sê. Kyk wat ek net vir jou wil wys. Daar's 'n transformasie. Daar's 'n operasie wat plaasvind. Hierdie verandering wat plaasvind in daardie slaaf se lewe. Die verhouding van verpligting. Ek moet 6 jaar moet ek hier by my Heer bly. Verander in 'n oomblik na vrywillige oorgawe. Ek gee my oor aan my Heer. Ja, vir 6 jaar was ek 'n slaaf. Toe ek hier aangekom het, was dit nie vir my lekker nie. Hoor gou mooi, daar's baie mense wat die Here vanaand dien met moed. Ek moet, hoor gou mooi. Verander dit vanaand. Sê Here, dat hier net 'n transformasie, dat hier 'n verandering in my hart sal plaasvind, dat u die moed sal wegneem. Dit is my so swaar om op te staan môre, om stilte te hou, en dan verwag die kerk nou nog, ek moet bid hier. Dan moet hierdie moed, hoor gou mooi. Gee jou vanaand vrywillig aan die Here oor, aan die Heer oor, aan die Meester oor. Hy kies dit.
Hy gee jou vrywillig. Dis 'n keuse om te maak. Here, hoor gou mooi. Dit was vir my so mooi toe ek dit snap. Nie omdat hy moet nie, maar omdat hy nêrens anders wil wees nie. Daar's 'n verskil. Ek wil hier bly. Ek bly nie omdat u sê my vrou moet hier bly nie. Nee. Ek bly ook hier omdat my kinders hier vanaf moet weg. Nee, hoor gou mooi. Ek het my Heer, het ek lief. Dis hoekom ek hier gaan bly. Ek neem die besluit. En dan hierdie operasie, hierdie seremonie wat in die publiek, hoor gou mooi, in die openbaar. Het jy vrymoedigheid vanaand in die openbaar dit hardop te sê, Here, ek het U lief. Het jy vrymoedigheid? Hoor nou hierdie arme slaaf, hy word na die kerkplein toegeneem. Ek noem dit die kerkplein. Daar waar die owerhede sit. Dit is maklik om dit op die plaas vir die Heer te sê, maar Heer, ek gaan hier bly. Die Heer sê, kom saam met my, kom ons gaan sê dit vir die owerhede. Hy sê, kom, ek gaan saam. Wat 'n geleentheid om vir die owerhede te sê, ek gaan hier bly. Ek kies my Heer, ek kies my vrou, ek kies my kinders. Ek gaan hier bly. Lifetime. Gaan hier wees. Wonderlike ritueel wat daar by die deurkusyn plaasvind. Bloed vloei. Bloed vloei. Jy sien daar's 'n verbond wat gesluit word. Die els. Die els, die meester, die Heer van die els. En hy druk hom deur sy oor, want hierdie slaaf het gesê, ek wil nêrens anders te wees. Is jy seker? Ek sien in my geestesoog terwyl ek voorberei, voordat die Heer kom met die els, vra hy vir hom, is jy seker, want ek gaan nou jou merk. Jy gaan die slaaf wees met die deurboorde oor. En dit gaan 'n permanente teken wees. Jy het die besluit geneem om permanent by my te bly. Ja, hy het nie 2 keer gehim en hy het gesê, ja, ek het daai besluit geneem, merk my maar. Toe daai els, vat vanaand net 'n koppiespel, nou hoor jy wat ek vir jou sê. Dis nie vir kleinserige mense hierdie nie. Hierdie proses is nie vir sissies nie, hoor gou mooi. Ek het sê dit vir hier, toe hy druk jou vanaand hier, so 'n bietjie met 'n naald, dan voel jy, dis nogal sag, dis nogal seer hierso, nee. Dis nie vir kleinserige mense bedoel nie. Dis nie vir liggeraakte mense vanaand bedoel nie. Dis 'n mens wat so desperaat is om hierdie besluit te neem en te sê, Here, ek gaan hier bly. Ek wil by U bly, ek wil daar bly. Jy sien die oor. Dis hoekom dit op geen ander plek. Eerstens om sigbaar te wees, maar tweedens is die oor. Daar sê ek dit vir die instrument tot gehoorsaamheid. Here, ek wil vanaand vir U sê, ek wil aan U, ek gaan nie net by U bly nie, maar ek wil vir U sê, ek gaan die woord lees en ek gaan aan U woord gehoorsaam bly en ek wil verander word. Jy sien daar die woorde, die slaaf met die oor wat deurboor is, beteken, sy oor is nou oop, slegs vir een stem. Vir die van sy meester, as hy praat, ek is by hom, ek gaan my nie wip nie, ek is vrywillig, of ek nou my verhou van dit wat hy sê, ek gaan nie my goed vat en nou een oggend net besluit ek gaan loop, nee, my oor is oop, jy kan maar praat, ek wil graag luister wat jy vir my sê. Jy sien, daar is 'n vryheid, omdat hy gekies het om by sy meester te bly. Daar die verhouding is daar iets wat plaasgevind het. Vir hierdie woord, permanente loyaliteit. Hoe loyaal is jy vanaand in jou verhouding met die Here? Jy sien daar die oor, daar die merk is 'n teken van wat in die hart aangaan. Jy sien, ek en jy kan in die hart inkyk nie, maar dit is 'n teken, Here, hier binne het ek die besluit geneem, maar ek wil dit nie net hier binne nie, ek wil dit vir mense wys. Van vandag af gaan ek leef soos wat 'n kind van God behoort te leef. Ek gaan van vandag af leef soos ek 'n toegewyde kind van God behoort te leef, Here. Ek wil dit hê, die wêreld moet dit weet. Ek gaan dit bely, ek gaan dit môre vir die wêreld sê, weet jy, ek het 'n besluit geneem, ek gaan hierdie ding wat ek die Here halfhartig dien, so poer in my geestelike lewe, dis klaar. Ek gaan nou voluit vir my Heer lewe, want ek het vir hom gesê Sondag aand, ek het hom lief. Hierdie operasiekie wat hier plaasgevind het in die oor, is die enigste manier om vir almal te wys, hy gaan lewenslang die eiendom van sy Heer bly.
dit nou dat dit so vir 2 maande of 2 weke of 3 nee. Lewenslang gaan ek hier bly. Ek gaan lewenslang elke dag vir hom vertel hoe lief ek hom het. Ek wil by hom bly. Ek wil dit sê. Dis basis, ek moet dit vir u sê, die hele basis van vers 5 en 6 is gebou op daai woordjie, liefde. Ek is nou klaar met moed. Ek is nou klaar om moed die Bybel te lees. Ek is nou klaar om moed kerk te gaan. Ek is nou klaar om moed. Nee. Daar's 'n liefdesverhouding. Ek wil net graag vir jou dit wys. Die hele Nuwe Testament, ek gaan lees dit, Paulus, as hy hom voorstel, Petrus het dit gedoen, Jakobus het dit gedoen, as hy hulle voorstel, Paulus sal begin, ek, die apostel van Jesus Christus, dan noem hy die woordjie dienskneg. Daai woordjie dienskneg is in Grieks doulos, D-O-I-L-O-S, doulos, wat beteken vrywillige slaaf. Engels is so mooi, bond servant. Is dit mooi nie? Here, ek kom vanaand vir u sê, ek wil 'n vrywillige slaaf van die Here Jesus wees, dienskneg van die Here Jesus. Vrywillig. Gaan kyk na Paulus se lewe, hy sê ek dra die littekens van Jesus aan my liggaam. Mense kan sien ek is sy dienskneg. Ek wil jou dit wys, dan maak ek vir jou die uitnodiging. Vir ons vandag beteken daardie deurboorde oor die verskil wat daar tussen godsdiens lê en 'n verhouding met die Here Jesus. Kyk wat doen godsdiens. Dis wat mense moeg maak. Dis hoekom mense die Here nie dien nie. Godsdiens. Kan ek nog 'n woord by dit voor dit voeg? Vorm godsdiens. Mense het keel vol geraak daarvoor. Vorm godsdiens of godsdiens is ek dien die Here omdat ek moet. My pa het gesê en my ouers het gesê en vandag as ek hier, ek wil nie eintlik vanaand hier wees, maar my vrou het gesê ek moet vanaand kom of my man het gesê nee, ons gaan kerk, ek wil daar net die slotgedeelte hoor gemooi. Dis 'n moet. Jou godsdiens bestaan uit moed. 6 jaar moet hy hierdie Heer gedien het. Maar jy sien wanneer daardie godsdiens, vorm godsdiens verander in hierdie woordjie, 'n verhouding. Jy sien 'n verhouding. Ek wonder wanneer laas het jy vir jou vrou gesê ek is lief vir jou? Wanneer het 'n vrou vir 'n man gesê ek is lief vir hom? Jy sien liefde maak dat daar 'n verhouding is. As daar nie 'n verhouding is nie, dan word dit nie gesê nie, dan is dit maar net 2 persone in 'n huis. Maar wanneer daar 'n verhouding is met die Here Jesus, dan sê ek vanaand vir hom, Here, ek wil hê u moet weet, ek wil nêrens anders wees. Ek wil nêrens anders wees, want my meester is vir my goed. Ek wil by hom bly. Hoor wat sê hy? U was vir my goed. Ek wil by u bly. Ek sluit af met hierdie woorde het my hart diep getref. Die hoogste vorm van ware vryheid, die hoogste vorm is om vanaand jou vrywillig weg te gee, nie oor te gee nie, weg te gee aan die een wat jou heel eerste lief gehad het. Dis die hoogste vorm van ware vryheid. Hy is 'n slaaf. Hy neem die besluit, hy gaan hier bly, op hierdie plaas. Hy staan bekend as die slaaf met die deurboorde oor, maar hy ken vryheid. Ek is by my meester. Ek is nou 'n dienskneg van my meester. Ek is 'n bond servant van hom. Ek beleef vryheid. Maar mooi. Op 'n plein doen hierdie man dit. Hy het hom vrywillig weggegee aan die een wat vir hom eerste lief gehad het. Lees gou hierdie vers saam met my. Vat jou Bybel, maak hom oop. Hoor hierdie vers.
Sal jy vanaand kan kom? Dis die uitnodiging. Sal jy vanaand kan kom, meneer? U wat sê dat u vanaand 'n kind van God is. Mevrou, u wat sê dat u vanaand 'n kind van die Here is. Ek neem jou na 'n plein toe. Jy is bevoorreg om dit heel eers in die kerk te sê. Maar hierdie man wil net seker maak, hierdie Heer wil net seker maak, het hy reg gehoor, bedoel hierdie man dit wat hy sê? Kom ons gaan na die owerhede toe, laat die owerhede dit aanteken wat hy nou sê hierso nie. Ek neem jou vanaand in die geloof na daardie plek toe waar jy vanaand dit moet self sê. Hoor gemooi? En hierdie slaaf het dit reguit gesê. Reguit is 'n mooi woord, jy omkring dit, reguit. Hy het nie doekies, hy het reguit net hierdie woord gesê. Ek het my Heer lief. Kan jy dit vir hom sê? Sê dit vanaand vir hom kan sê. Ek wil jou uitdaag. Here, ek wil vanaand sê in die geestelike lewe, ek het my vrou lief, ek is dankbaar dat ek aan 'n gemeente behoort. Ek wil vanaand sê, Here, geef my liefde vir hierdie gemeente, geef my liefde vir ander kinders van die Here. Ek wil dit vir U vra. Dan kom staan jy, dan sê, Here, dis nou nie fisiese operasie wat plaasvind nie, maar ek hou, dan vat jy so, fisies. Ek het dit gedoen. Wat jou oorlel, so dan sê, ek wil vanaand vir die Heilige Gees vra, merk my oorlel. Merk my oorlel. Dat ek vanaand sal weet, ek het daar het 'n verbond tussen my en U is gesluit. Daar het bloed gevloei, Here. En ek sal nooit teruggaan op my woord nie, want ek wil getrou bly aan hierdie verbond wat ek met God sluit. Ek kan dit maar in die hemel opteken. Sal jy dit kan doen? Hierdie man het dit gedoen. En hy het die besluit geneem om lewenslang, dis toewyding, lewenslang, aan my Heer, aan sy Heer, aan sy Meester, getrou te bly. Ek gaan hierdie vers lees, ek gaan jou uitdaag, daar waar jy sit. Sy kan opstaan, sy na die plein toe kan stap, sy vanaand kan sê, ek sal dit vir jou lees ook. Ga dat sit hierdie vers op die bord vir my, vers 5 en 6, as jy die twee. En dan kom belei jy dit hier. As jy hier staan, dan sê jy dit hardop vir jouself. Jy moet dit self hoor. Sê dit vir jou vrou op nie. Jy vra ook nie jou vrou of jou man om saam met jou te gaan nie. Ek daag jou uit vanaand. Liewe kind van die Here, ek daag jou persoonlikheid vanaand. Om dit vir jou meester te kom sê, vir jou Heer, die een wat jy dien. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie. Maar ek wil vanaand vra, kom sê dit vanaand, Here, ek gaan U dien lewenslang. Ek het die besluit geneem. Hoor hierdie vers. Ek wil dit graag vir u lees, net hierdie vers. Hy het dit vir homself uitgemaak. Ek wil nie as vryman. Ek kan, hoor gou mooi. Jy kan vanaand hier uitstap, jy hoef niks vir die Here te sê. Jy hoef niks. Jy kan vanaand vir die Here sê, Here, ek wil as 'n vryman hier uitstap. Ek wil my nie bind aan U nie. En ek gaan ook nie. Die Here respekteer mense besluit. Jy moet net die gevolge dra daarmee. En daarvoor. Here Jesus, ons is nou hier waar die Heilige Gees ons daar bring waar ons moet reageer. Ek wil graag vanaand, Here, dis my hartsbegeerte, dat elkeen wat vanaand hier sit, net vir U kan sê, en die openbaar kan sê, Here, as ek dink waar ons leef, as ons sien hoe die Christendom wegkwyn, omdat mense skaam is, om vir Jesus 'n stand en 'n staan te maak en in te neem, wil ek vanaand hierdie gemeente leer, ek wil elkeen leer, ek wil die vrymoedigheid gee om hier in hierdie kerkgebou op te staan en te sê, ek gaan by my meester bly. Ek wil dit vanaand vir hom sê, merk my oor. Ek wil bekend staan as die vrou, as die man met die deurboorde oorlel. Jy kan maar die els gebruik, maak dit hoe seer, ek gaan my staan vir U staan. En terwyl al die oë gesluit is, al die oë, gaan dat sit met die hoofligte af, asseblief. En ek vanaand vir jou vra, sy opstaan,
sal hoor gou mooi. Hierdie man het nie na die slaaf toe gestap nie. Hy was nog besig daar om te werk, die eienaar, die heer was besig. Toe kom die slaaf na hom toe gestap. Meneer, kan ek vir jou iets sê? Kan ek 'n oomblik van jou tyd kry? Ek wil net iets vir jou sê. My amptstermyn is verby, maar vanaand neem ek die besluit. Ek wil hier bly. Ek wil by u bly. Wil jy dit nie vanaand vir hom sê nie, Here, ek wil by u bly. En ek wil vir u kom sê, ek het u lief, Here. Geef my 'n groter liefde. Jy weet wat om te doen. Terwyl al die oë gesluit is, is die eerste persoon wat wil opstaan. Hier kom staan by my en sê, Here, ek neem die besluit om by u te bly. Ek wil net vanaand vir u kom sê, al hoor almal dit, ek het my Heer lief. Ek het hom lief. Omdat hy my eerste lief gehad het. Ek wil hom dien, lewenslang. Ek wil vanaand vir u kom sê, Here, ek kom gee my weg. Mooi daai. Ek kom gee my weg vir my Heer. Ek wil aan hom toegewyd leef. Wie is daar? Hoor gemooi. Ek wil jou nooit. Kom staan hier by my. Kom staan hier by my. Ken Telegram.